wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Die lente in die groot bos was iets om te beleef. Die bloeisels het te pragtig die bome versier en al die diere het sommer met 'n huppel in hulle stap hulle take gedoen. Die aande was nog effe koel, maar vir party van die diere was die maan hulle beste maatjie. Een aand sit Katrein die kat op die muurtjie van die groot stoep by die plaashuis. Ewe skielik kyk sy op en dink, "Mevrou Maan, jy's dan elke aand hier en ek sien jou waar jy ook al gaan. Volg jy my?" Katrein wag vir 'n antwoord, maar sy hoor niks nie. "Dalk wil jy net sien hoe hoog ek kan spring as ek goggas vang." En woep spring sy van die muur af agter 'n gogga aan. Nie ver van die plaashuis af nie, sit Dani Duisendpoot, sy 999ste seentjie in die bed, en besef dat hy altyd mooi kan sien as hy sy 1000 kinders in die bed sit. Maar hy het nog nooit gewonder waarom hy kan sien nie. Hy kyk rond, en toe hy opkyk, besef hy dat die maan altyd daar is. "Mevrou Maan, volg jy my dalk? Jy's altyd hier as ek my kinders in die bed sit. Het jy ook kinders? Is dit hoekom jy nog wakker is?" Dani wag vir 'n antwoord, maar daar is niks nie. Jy hou seker net daarvan om te hoor hoe ek 1000 keer dieselfde storie lees, lag Dani by homself. Aan die ander kant van die bos huppel jakkals rond en kyk waar hy kan moeilikheid maak. Sy nuwe blaadjie wat hy kwansuis omgeslaan het, was maar van korte duur, want hy het sommer vinnig weer met sy streke begin. Hy hou altyd daarvan om in die nag te jag. Jakkals draf so liggies deur die lang gras tot by die rivier, en souwaar, hier lê die maan in die water. "En mevrou Maan, en is jy nou in die water lê vanaand? Is dit jou badtyd?" "Nou, ek is so jammer. Ek het nie geweet mevrou Maan bad hier nie." Hy draai om en skielik vang iets sy oog. "Daar is nog 'n maan." "Maar hoe kan dit tog dan nou wees? Hoe is daar 'n maan in die water en 'n maan bo in die lug? Ekskuus tog mevrou Maan, maar hoe is daar dan 2 van jou? Volg jy my dalk?" Maar daar's geen antwoord nie. "Jy wil seker net sien hoe ratse kan jag en hoe pragtig my pels in jou lug lyk." En daar draf jakkals maar weer verder. Nie ver van die rivier nie, maak Hannie Haas reg om bed se kant toe te staan. En na die verskriklike groot storm nou die dag, maak sy altyd eers seker daar is nie klein diertjies op haar huisie se deurdrimpel nie. Sy loop uit haar tonnelhuisie en kan alles mooi om haar sien. Sy kyk op. "Goeienaand, mevrou Maan. Hoppie, maar jy is so mooi helder vanaand. Ek kan sommer alles om my sien. Maak jy net al die lig vir my, of help jy die ander diere ook so?" Maar daar is geen antwoord nie. "Hoppie, dalk hou jy net die meeste van my en my tonnelhuisie. Goeienag, mevrou Maan. Lekker slaap." Naby Hannie Haas se huisie, hoog in 'n boom, maak Karel en Katinka kraai reg vir die nag in hulle nes. Hulle is weer vol stories vanaand en rede kabel oor alles. "Karel, ek het vir jou gesê om die skorrelgoed weg te pak. Jy weet ek hou van 'n skoon nes as ek wakker word in die oggend," sê Katinka vies. "Ag vrou, ek sal dit later doen. Kyk, die son skyn nog," sê Karel, al half aan die slaap. "Karel, Skree Katinka om hom wakker te maak. dis nie die son nie. Dis mevrou Maan. Waar het jy gesien dat die son in die nag skyn? Het jy nou heeltemal jou kop verloor, Katinka is nou sommer kort van draad. "Ag jammer my vrou, ek dink die heerlike kos wat jy gemaak het my sommer vanaand deurmekaar gemaak," sê Karel en probeer witvoetjie by Katinka soek. "Maar my vrou, as jy mooi dink, is die maan soos die son. Dit gee vir ons lig in die nag sodat ons mooi kan sien." Ja, jy is heeltemal reg, Karel. Sy gee vir ons lig sodat ek kan sien as jy nie die skottelgoed was en wegpak nie. Katinka is so geïrriteerd dat sy byna 'n koppie laat val. Ver van die kraaie af
loop Kami en Camilla kameelperd in die maanlig. O, die twee is nog net so verlief soos altyd. Hierdie tyd van die aand is hulle gunsteling tyd om te gaan stap, want dan slaap hulle seentjie Callie al. Ai my vrou, jy lyk darm so pragtig in die maanlig. Ek dink mevrou Maan kom elke aand uit, net om vir my te wys hoe mooi jy is, sê Kami. O, my man, ek is bly jy kan nie nou sien hoe ek bloos nie. Sê Camilla sommer skaam. Ek dink mevrou Maan kom elke aand spesiaal net vir ons uit. Dis so romanties in die maanlig. Gegil Camilla. Aan die ander kant van die groot bos, naby Jakkal se huis, maak Wolf ook reg vir bed toe gaan. Hy gee sy kinders elkeen 'n soen op die voorkop en stap by die voordeur uit. Ja, kyk, om 3 wolfies groot te maak is nie enige man se maat nie. Die 3 rakkers was omtrent aan die gang vandag. Ek weet nie hoe ou Dani 1000 poot dit met 1000 kinders hou nie. Ek sal net nie kan nie, sê Wolf met groot verwondering vir Dani. Wolf snuif met sy neus in die lug om vir 'n laaste keer te ruik of daar nie dalk enige gevaar naby hulle is nie. Maar al wat hy kan voel is die maanlig op sy pels. My aarde mevrou Maan, jy is besonder helder vanaand. Volg jy my dalk? Jy is elke aand hier as ek uitkom. Maar daar's geen antwoord van mevrou Maan af nie. Ah, jy bewonder my seker vir die wonderlike pa wat ek is. Al die diere het so een vir een aan die slaap geraak in die groot bos. Baie van hulle het nog steeds nie hulle antwoord gekry oor of die man net vir hulle volg nie. Mevrou Maan het so stilletjies lekker gelag elke keer as die diere vra of sy hulle volg. Dit was vir haar baie lekker om die bosdiere in die nag te sien. Te sien hoe Katrijn kat elke geitjie en goggetjie probeer vang. Hoe Dani 1000 poot die storie sal uit sy kop uitken. Hoe ou jakkals allerhande planne maak in die nag. Hoe Hannie Haas elke aand so mooi gaan kyk of daar nie 'n diertjie is wat sy moet help nie. Hoe die kraaie elke aand stry oor die skottelgoed. Hoe verlief Kami en Camilla is. En natuurlik hoe ou Wolf deur sy ouerskap gaan. Sy was net altyd daar. Partykeer meer helder as ander dae, maar altyd daar. 'n konstante lig in die nag. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.